Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, lei ons asseblief in u woord van waarheid. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 1 vers 30. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Christus het vir ons die wysheid, vryspraak, heiliging en verlossing van God geword. Dit is duidelik uit ons teks vanoggend dat Christus ons vryspraak geword het. Maar wat beteken dit? Om dit te verstaan is dit goed om na die tweede brief aan die Korintiërs te kyk. Paulus gebruik die spesifieke woord op 7 verskillende plekke. Dit voel feitelik onmoontlik om sy argument oor vryspraak in 'n paar woorde op te som, sonder om dit onreg aan te doen. Die verse waarna ek verwys moet daarom in die groter konteks gesien en gelees word. Vryspraak is van so aard dat dit verskeie terreine in ons lewens prakties beïnvloed, sê Paulus. In die eerste plek, vryspraak oortref alle ander bedieninge in heerlikheid. Daarom moet dit nie geminag of geïgnoreer word nie. Dit het implikasies vir ons roeping, wat daarop neerkom dat die bediening van versoening aan ons toevertrou is. Dit het implikasies vir ons stand voor God. Ons is volledig met God versoen. Hy kyk na ons asof hy Christus sien. Dit het implikasies vir hoe ons moeilike omstandighede hanteer, sê Paulus. Dit help ons om onberispelik, met begrip, verdraagsaamheid en vriendelikheid op te tree teen verdrukking, ontbering en nood. Dit het implikasies vir wat ons op ons skouers laai en met wie ons saamspan in die lewe. Ongelowiges en gelowiges kan nie aan dieselfde heek trek nie, meld Paulus. Dit het implikasies vir ons hulpverlening aan ander en om ons hulpverlening in die konteks van God se voorsienigheid te verstaan. Laastens moet ons ook die fyn aanvoeling hê om te kan onderskei tussen iemand wat waarlik vrygespreek is en iemand wat die vryspraak van God naboots, soos valse leraars in daardie tyd gedoen het. Ons sal die omvang van hierdie implikasies dieper bedink wanneer ons die tweede brief deurwerk. Vandag raak ons net bewus dat daar 'n wye verskeidenheid praktiese implikasies is wanneer ons lees dat Christus ons vryspraak geword het. Here, ons is bewus daarvan dat U ons vryspraak is en van die rykdom implikasies daarvan. Help ons asseblief waar ons U woord lees en bestudeer op die pad vorentoe om dit en die impak daarvan te begryp. Amen.